Ek dank U, Vader, dat ons nie nou oorgaan in iets anders nie. Ons vertoef net in U teenwoordigheid en dit wat hier gebeur omdat U hier is, Here. Dankie Heilige Gees dat U net hier is. Oh, we bless you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Soos julle sal agterkom, is moeilik om eintlik te stop. En maar ons gaan aan met dit wat die Here besig is om te doen. Ons is vir ons 'n voorreg om vir Andries in ons midde te hê, saam met Sheldon. Uit verlede jaar was Andries vir die eerste keer hier en ek is so dankbaar vir die voorreg wat ons het om hulle te kan ontvang en vir die feit dat julle gekom het. En ek wil net noem, en ek noem dit met baie dankbaarheid in my hart vir Scots Manor wat hulle akkommodeer. Ek eer net vir Scots Manor dat hulle ons besoekende sprekers akkommodeer en dis 'n eer vir ons. Maar broer Andries, miskien wie jy net hallo sê vir almal. Andries. Ek gaan hom nou terugsit. Hy is gebly. Goeiemôre almal. Prys die Here, kan ons die worship team 'n lekker hand gee? Lekker so. Baie dankie. En is dit alright met julle as ek hier kans aan die onder sit, want julle sit so 'n bietjie ver, dan voel ek kan julle in die gesig kyk, is dit nie? Ja, baie dankie. So Sheldon gaan ons help. Julle kan sien ek het vir Sheldon saamgebring, jy weet, ek het my oefening elke week aan hom gedelegeer. So hy doen dit vir ons al twee. En Sheldon is van ek is van Louis Trichardt, Sheldon van Polokwane. Ons gemeente het 5 of 4 kampusse, een in Braambos, een in Polokwane, een in Messina en Zelien, en dan in Louis Trichardt is ons hoofgemeente. En Sheldon is deel van ons Polokwane kampus, een van ons leiers daar. En ja, wat 'n voorreg om saam te wees vanmôre. Gee net jou buurman eers so 'n drukkie in die Here, net so. I will sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, we bring glory to your name, oh Lord, and greatly to be praised. Net so waar ons in die teenwoordigheid van die Here sit, is iemand vanmôre en jy het 'n probleem met jou hart. You've got an issue with your heart and you've got an irregular rhythm.
Jou hartritme is, wat sê Afrikaanse woord? Wat? Hy het ritme, dit klink nou verkeerd. Klink soos 'n sokkerspeler wat het ritme is. Maar as iemand hier wat sy hart, jou hart is irregular, Here Jesus genees jou vanmôre. Sê jy maar anders ook? Dankie Here. Kom, sit jou hand op my hart. Lord, thank you. A heart's rhythm is restored right now. Right now. In Jesus' name. Net hier. As iemand hier so, jy sukkel geweldig met migraine. Ek dink dit het te doen met jou oë. And you've been struggling with it, especially when the seasons change. Wanneer die seisoene verander, dan het jy geweldige migraine. Wat is jou naam nou weer? Dankie Here vir Tasha in Jesus se naam. Thank you God. It will go, it will never come back. Tasha, jy dra so baie kinders om jou. Ek weet nie hoekom ek so baie kinders om jou sien nie. Ja, jy het baie kinders op jou. Ek sien jy dra kinders op jou heup. And God has given you an ability to help children. And the enemy, there's been a lot of anxiety around your life. And God says that He breaks every form of fear, every form of anxiety in Jesus' name. Finances are going to change a lot around you. God's provision is great. God se voorsiening vir jou huis. God se voorsiening vir jou. It's going to change things drastically this year. You've been asking for it. You've been seeking God for it. I see buildings being changed. It's been on your heart. Thank you, Father, for Tasha. Kom strek julle hande uit na Tasha. Dankie Here dat U ons sussie vanmôre aanraak en help. Dankie Here that you heal in Jesus' name. Is dit nie daai ander vroutjie so kortetjie nie met 'n babatjie? Is dit jy? Sien seker? Yes, ek sien dit. Het jy nie baie kinders nie? Hoeveel kinders het jy? 3, ja, dis geen. Okay, jy moet dalk nog 2 bykry en dan sit baie. Nee, okay. Alright, so my naam is Andries, ek is van Louis Trichardt. Baie dankie julle ouens, julle kan regtig kom onder toe kom, ons gaan julle nou 'n bietjie terugroep dalk en is so lekker om julle die te gehad het. Goed, so prys die Here. Ek is getroud met 1 vrou. Dankie die Here. Ek dink ek sou 2 vroue kon maak nie. Een is meer as genoeg vir my. En ek het 2 seuns, Steven en Samuel. My oudste is nou 16, word binnekort 17 en my jongste word oor 'n week of wat word 14. En ons het bietjie later in ons lewe kinders gehad en die rede daarvoor was ons kon medies gesproke nie kinders hê nie. En uit 'n tyd met die Here en 'n ontmoeting met hom is hulle 2 natuurlik geconceive en gebore. Ons dien 'n groot God. Amen. En so my kinders is so ek gaan hom nou opsit. Ek wil net eers gou vir Sheldon ook verwelkom. En so ja, ons is baie baie dankbaar om hier te wees en ek ken vir Pastor Dawie en Pastor Linus vir baie jare eintlik, deel van die netwerk vir baie baie jare saam. Maar jy weet ons is bang vir profete. Ons is maar 'n scary bunch, jy weet. Nee, ek terg. Maar dit is 'n voorreg om hier by julle te wees in Lichtenburg. En Sheldon travel saam met my huis getroud. Sy vrou se naam is Susan. Julle kan sien hy besit 'n gym. Dis net ouens wat gyms besit wat so kan lyk. Waar is die ou wat die dromme gespeel het? Besit jy 'n gym? Ja, jy sien. Die ander ouens lyk soos ek, of hulle probeer soos ek lyk, voorspoedig en geseënd, gesond en jy weet ons kan definitief een ding sê, jy weet ons kondisie gaan nie afgaan in ons dae hier nie. Ek dink ons het meer geëet as gebid.
dit was nogal eintlik verskriklik terg, maar het was regtig lekker om by julle te wees, en ek gaan so oorgee aan Sheldon, kom staan hier langs my, julle vir Sheldon 'n lekker hand gee. Sheldon is saam met, is een van die ouens een van die manne wat ek besig is om op te lei, in die profetiese en in die bediening, en so ek travel met hom, en deel van die mandaat op my lewe is om profete op te rig en toe te rus, vir hulle dienswerk en bediening. Jy weet, ek was die laaste 12 maande in 12 lande, ek het 42 vlugte gehad, 78.000 kilometer gery, ek dink ek moet hierdie trip nog bytel, ek is nie meer seker nie, maar, en dit is omdat daar so 'n groot behoefte is, na die stem van die Here. Daar is so 'n groot behoefte, en so ons rig manne en vroue op, in hulle bedieninge, rus hulle toe, doen opleiding met hulle. Sheldon is een van die manne, en pragtige hart, begeerte om die Here te ken, regtig te ken, en so, hy gaan so ietsie met ons deel ook, en saam met my bedien vanmôre, en hy is 'n getoetste broer, hy is deel van die Prophets Round Table, wat 'n gathering van profete is, en ek gaan 'n bietjie vanmôre praat oor God se woord vir die Noordwes provinsie. Hierdie jaar, op die Prophets Round Table, het die Here meer oor die Noordwes provinsie gepraat as enige ander provinsie in Suid-Afrika. En God het gepraat oor Lichtenburg, en hy het gepraat oor die herlewing wat hy na hierdie, en dis nou ander profete wat geprofeteer het, so ek was hier, so ek het niks daaroor gesê nie, maar hulle het gegou vir dit, hoor. En oor dit wat die Here hier uit hierdie stad, na ons wêreld, na die lande en die omgewing om die Noordwes provinsie gaan bring. Ek gaan bietjie daaroor praat, en ek wil praat oor jou verantwoordelikheid daardeur. Dat God roep 'n weermag uit sy liggaam na vore. Hy roep 'n army. Hy roep nie net, ons is 'n hospitaalskip, maar ons is ook 'n oorlogskip. Ons is 'n weermag vir die Here, om ons wêreld en dorp, voor ek nou aangaan, Sheldon. Ek raak te opgewonde, dan vergeet ek van hom. Moment, jy kom maar aangegaan uit, André. Okay, ja, so ek is Sheldon, baie dankie vir die voorreg om met julle te kan kom deel. Ek kom oorspronklik van Johannesburg se kant af, groot geword in Vereniging, Meyer in skool gegaan in Pretoria. Ons verstaan, ons het begrip. Ja. En so ja, ek het my vrou gesê, ek sal nou nie 'n grappie vertel nie, maar sy is nou nie hier nie, so. Maar ja, my ouma, soos wat ek groot geword het gesê, Sheldon, ons net 2 dinge wat jy oor hoef te worry in die lewe. Dis as jy gesond is en of as jy siek is. As jy gesond is, het jy niks om oor te worry nie. Maar as jy siek is, het jy 2 dinge om oor te worry. Of jy beter gaan word en of jy erger gaan word. As jy beter gaan word, het jy niks om oor te worry nie. Maar as jy erger gaan word, as jy sieker gaan word, het jy 2 dinge om te worry. Of jy hemel toe gaan en of jy hel toe gaan. As jy hemel toe gaan, het jy niks om oor te worry nie. Maar as jy hel toe gaan, is dit extra crispy of original. So, ja. Okay. So, my kernvers wat ek graag met julle wil deel is in Matteus 24 vers 35. Dis nie, gaan nie te lank deel nie, maar het julle al oversaved Christian ontmoet, 'n oorgeredde persoon ontmoet? So ek het 'n Paul, hy het tot bekering gekom en ons is eendag besig om net te kuier en ek vra vir hom, my vriend, as jy honger wil jy iets eet? Hy sê ja, nee, ek is honger vir die Here. Ek sê nee, ek het nie dit in my yskas nie, maar hier is 'n stukkie steak of bietjie biltong of wat ook al, maar so wat ek met dit probeer sê is, ek wil nie vandag te oor Christelik klink nie, maar ons as Christene moet bewus wees van die seisoene en die tye in ons lewens. En in Prediker 3 staan daar's 'n seisoen en 'n plek onder die hemel vir elke tyd, of daar's 'n tyd en 'n plek en 'n seisoen onder die hemel vir almal. En die seisoen waarin ons beweeg, terwyl ek hierdie jaar deurgaan, is ek besig om te oefen vir 'n bodybuilding kompetisie. En toe ek bid oor hierdie naweek en wat ek moet deel, ervaar ek net dat ons moet bewus wees van die seisoen waarin ons gaan. Ja, is 'n feesseisoen en is 'n tyd waar party mense saam met familie wil wees, party mense wil saam met vriende wees.
Party mense gaan op vakansie, party mense wil net partytjie. Maar dan is daar ander mense wat moeg is. Daar's ander mense wat hopeloos is. Daar's mense wat vasgevang is in finansiële druk. Ek meen met Black Friday, hulle al hierdie specials, so jy maak skuld om goed te koop, om 'n begeerte in jou te vul, wat eintlik net God kan vul. Party mense sit alleen, sonder familie en sonder vriende. En voordat ek Jesus ontmoet het, het ek regtig deur 'n baie erge depressie gegaan, soos dat ek 3 keer in my lewe eintlik probeer selfmoord pleeg het. En na die 3de keer het ek tot bekering gekom. En hierdie is 'n seisoen, as julle gaan kyk, waar die statistieke bewys dat oor hierdie tydperk tot en met Januarie is die hoogste selfmoordsyfer. En waar mense regtig bedruk word, en wat ek voel die Here wil doen is, hy wil net bietjie hoop bring, maar ook bewustheid van wat aangaan. Want baie mense, omdat ons moeg raak, omdat ons dink ons wil die jaar verby hê, is ons nie meer so ernstig oor gebed nie. Besighede maak toe, so ek kan nou gaan rus, ek kan nou slaap, ek hoef nie te worry oor dit of dat nie. En so, Matteus 24 vers 35 sê, selfs al sou hemel en aarde verbygaan, my woord sal altyd bly staan. Maak nie saak hoe ek en jy voel, wat se seisoen ons deurgaan, of ons genoeg finansies het, te min finansies het nie, vriende het, familie het of nie, dat die Here se woord en sy beloftes oor my en jou bly presies dieselfde. Dit sal nooit verander nie. Ons emosies en ons gevoelings het nie 'n impak daarop nie. Maar wat ek en jy met daardie woord doen, maak saak. Wat ek en jy met God se geskrewe woord doen, maak saak. My eerste punt is, die woord gee hoop. 1 Petrus 5 vers 10 sê, in sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle 'n kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle self weer herstel. Hy sal julle bemoedig, sterk en standvastig maak. In hierdie tyd wat jy dalk swaar voel, waar jy alleen voel, sê die Here vir jou vandag, dat ek gaan jou herstel. Ek sal jou sterk maak. Ek is die een wat jou moed gaan gee. En ek is die ene wat jou standvastig maak in die seisoen wat voorlê. Want wanneer die wêreld op sy donkerste is dit juis wanneer God se lig die skerpste skyn. Maar ek en jy moet besluit waarna toe ons kyk. Gaan ons na ons situasies en na ons omstandighede kyk? Of gaan ons soos Psalm 121 sê, ek lig my oë op na die hemel. En waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die Here, die skepper van die hemel en aarde. Punt nommer 2 is, die woord gee rigting. Ek weet nie wie van julle, as julle na 'n onbekende plek toe gaan, gebruik 'n GPS nie. Ons moes 'n GPS gebruik het om hiernatoe te kom, nie omdat ons nie weet waar die plek is nie, maar die G20 was besig om aan die gang te gaan, so ons het die kortste pad gesoek, en die GPS was ook maar so 'n bietjie de mekaar, maar die awesome ding is, die Bybel is nie de mekaar nie. God se woord is nie de mekaar nie, hy weet presies wat hy sê en wat hy vir ons wil sê. En so in Engels is daar 'n ding wat sê, die Bybel staan vir basic instructions before leaving earth. En so Kolossense 3 vers 17 sê, dat ek en jy in alles wat ons doen, dit tot eer van die naam van Jesus doen. En ek het gister so 'n bietjie met Christo gepraat en wat my gebless het, en ek is so dankbaar dat die Here vir my dit gegee het terwyl ek hierdie kan deel, is dat dankbaarheid en gehoorsaamheid en ons fokus op Jesus verander ons hele perspektief. En so Christo het bietjie gedeel met wat met hom gebeur het, en wat vir my awesome is dat hy nie die Here blameer het wat met hom gebeur het nie, maar dat hy dit gebruik het en 'n perspektief ingeneem het wat Jesus gedoen het toe hy kruis toe gegaan het. En gesê het, ten spyte van dit sal ek nog steeds die evangelie van God deel. Ten spyte van dit sal ek nog steeds dankbaar wees waarin ek sit, waar ek is. Hy weet die Here kan hom genees, maar hy weet ook in hierdie proses en in hierdie tyd wil die Here dit waardeur hy gaan gebruik om homself na vore te bring. Die Here wil sy situasie gebruik om homself te laat manifesteer vir ander mense, om ander mense hoop te gee. En so in hierdie tyd ook gee die woord teregwysing.
Wanneer ons deur 'n moeilike seisoen gaan, bevraagteken ons die Here en ons dink ons is perfek, ons dink ons doen alles reg, maar as ons bietjie gaan sit en na onsself kyk en ons situasie kyk en hoe ons optree, sê Romeine 5 vers 8 dat ons nie in die vlees moet wandel nie, maar dat ons in die gees moet wandel. Want wanneer ons in die vlees wandel, bring dit dood, maar wanneer ons in die gees wandel, bring dit lewe. En so ek en jy moet dan kyk na wat se saad is ons besig om te saai in hierdie seisoen waarin ons is. Is ons besig om in ons vleeslike begeertes in te gaan? Is ons besig om onnodig geld uit te gee vir goeder wat ons oë begeer? Is ons besig om na plekke toe te gaan wat die Here nie eintlik wil hê ons moet by wees nie? Is ons besig om met mense te meng wat die Here nie eintlik wil hê ons moet in ons midde hê in hierdie seisoen nie? Is ons besig om goed te soek wat nie die Here se hart behaag nie? Maar wanneer ons geestelike saad saai, bring dit lewe, vrede, helderheid en oorwinning. En so wanneer ons in oorwinning bring of kom, dan bring die woord genesing. Die woord bring oorvloed. In Openbaring 12 vers 11 sê, ons oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. En so as ek en jy begin in die gees lewe, dan begin ons baie makliker Jesus deel met mense. En dan sonder dat jy weet en sonder dat jy agterkom, begin dinge net makliker raak. Dalk nie om jou nie, maar binne jou. Jy begin binne jou vrede vind met dit waar jy heiliglik sit. En dankbaarheid begin natuurlik daaruit vloei. En in al hierdie dinge waarmee ek wil afsluit, is dat die Here wil hê ons moet waaksaam wees. Toe Jesus na die tuin toe gegaan het, het hy 3 disippels saamgevat en hy het vir hulle gesê, wees waaksaam en bid saam met my. Laat julle nie in versoeking kom nie. En so as ons in 'n seisoen soos hierdie ingaan waar ons voel, okay, dis nou die einde van die jaar, ek kan nou rus en goeders, dis wanneer die vyand toeslaan. Dis wanneer die vyand regtig begin werk. En so nie om die vyand enige krediet te gee nie, maar waar ons voel ons 'n seisoen afsluit en die jaar klaar maak. En hierdie is gedokumentêre getuienisse van eksokultiese mense wat gesê het wat hulle doen in hierdie seisoen waar ons as Christene dink dis nou tyd om te rus, waar hulle eintlik begin bid teen die kerk. Hulle begin bid teen my en jou. En so is net 'n paar Halloween, ons weet van Halloween in Oktober. Hulle stuur vloeke uit, so ek gaan dit net so vinnig lees. Laat ons net bewus wees, want hulle hou nie op bid nie. Hulle bid van oggend tot aand toe reg deur. Maar hulle doen dit uit vrees uit, nie uit liefde nie. En ons vat die Here se liefde as for granted. Ons dink omdat die Here liefhet, sal hy genadig wees as ek nie genoeg bid nie, of deurdruk in gebed nie. Dat daai 5 minute voordat ek gaan slaap, is alright. Maar in 'n tyd en seisoen soos nou, is oorlogvoering baie belangrik. Dis wat Jesus die hele tyd gedoen het, dis wat hy gedoen het in die tuin van Getsemane. Is oorlog gevoer. As die tuin van Getsemane nie daar was nie, as hy nie oorlog daar gevoer het nie, het hy dalk nie kruis toe gegaan nie, want daar het hy nog die Vader gevra, laat hierdie beker van my verbygaan. Maar nie my wil nie, u wil geskied. So dit is nodig dat ons teen alle tye waaksaam is. Hulle gebruik hierdie tyd om vloeke uit te stuur, geestelike deure oop te maak, aanvalle op kinders en kerke. En dan gaan dalk 'n paar goed sê wat jy dalk nou bewus van gaan raak. Bewus gaan raak van jou, wat nou in jou lewe heiliglik aangaan. Ek was saam met Andries nou in Uganda gewees, nou in Oktober. En net voor dit was alles awesome en ek het getuienis gegee oor hoe die Here my finansies net na 'n plek toe gevat het wat ek nie gedink het dit sou wees nie. Ek het nooit gedink dat hier waar ek vandag staan sou deel wees van my lewe nie. As jy my ken en van my verlede geweet het, sou jy glad nie gedink het dat Sheldon Turner hier voor mense sou staan en Jesus gedeel het nie. Maar ek is so dankbaar dat die Here my gered het. En so toe ons van Uganda af terugkom, toe is dit asof alles wat ek in my gees ervaar het, die Here vir my sê en vir my wys vir die seisoen wat voorlê, die teenoorgestelde is. En ek verstaan dit nie.
Ek verstaan nie, en dis toe ek bid vir hierdie naweek, en ek hierdie goeters begin na vore kom, toe besef ek, yes, toe ek van Uganda af terugkom, het ek bietjie geslaag in my gebed, in my worship teenoor die Here, my tyd, my liefling tyd saam met die Vader, het ek bietjie neglect. En so in November doen hulle spelwerke, manipulasie, vloeke oor huwelike, verwarring oor jou geloof, depressie en twyfel en finansiële druk. Ek meen, ek het gesit met 15 kliënte, personal training waar ek nou net 8 mense het, binne 2 weke wat mense net gecancel het. Geld oor nou November en Desember het ek amper R60,000 se inkomste net so in 'n paar dae verloor. En ek moes bewus raak van wat het ek vir die Here gevra, en ek het gister met Rolf bietjie gedeel. Ek het onthou, ek het die Here gevra, daar's 'n gebed wat Salomo gegee het. Toe die Here aan hom in 'n droom verskyn, Salomo, wat wil jy van my af hê? En al wat hy gevra het is vir wysheid, om die Here se volk te lei, understanding. En as daar een ding is wat ek begeer, is dit. En so nou kom al hierdie goeters en dit toets my hart. My hart word konstant getoets. En so in Desember is daar verhoogde aktiwiteite, aanvalle op predikers, konflik in huise, isolasie, angs, geestelike moegheid, huweliksspanning. En hulle doel is om vreugde en vrede van Christene te steel. In Januarie is daar 'n verhoogde depressie, en al hierdie goeters kan ons bewus raak van. En so hoe val hulle ons dan aan? Deur ons gedagtes, jou familie, jou voorsiening, jou geestelike lewe, vrees, depressie, angs, twyfel, selfvernietiging, stryd, rebellerende kinders, verwyding, wantroue, skuld, jou liggaam met siektes, uitputting, slapeloosheid. Maar God se woord bly staan in hierdie seisoen. Sy woord is die anker, sy woord is die rots, waarop ek en jy terug kan lê en sê, Here, ten spyte van al hierdie dinge sal ek U nog dien. Sal ek my oë oprig na U toe. Martin Luther King Jr. se woorde is, the ultimate measure of a man is not where he stands in a moment of comfort and convenience, but where he stands at times of challenges and controversy. Hoe reageer jy in 'n tyd soos hierdie? In die tuin van Getsemane wys Jesus vir ons dat dit alles oor oorlogvoering gaan. En as ek en jy dink net aan 'n prentjie van 'n oorlog, ek en jy gaan nie daar gaan sit en terwyl bullets besig is om te vlieg en bomme besig is om te val, net daar sit en bietjie slaap en niks doen nie. Ons berei onsself voor. Ons maak seker dat ons reg is vir dit wat voor lê, vir die vyand wat toeslaan, wat op ons afkom. En Jesus sê vir hulle, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. In hierdie seisoen waar die vyand se planne beraam om ons fokus te steel en ons vrees te prikkel, sê God vir ons, my woord staan op elke belofte van beskerming, elke belofte van voorspoed, elke belofte van vrede, elke belofte van genesing en elke belofte van oorwinning, sê die Here is joune. En ek wil julle bemoedig daarmee. Staan op die woord van die Here. Staan op Jesus wat die rots is, wat die hoofhoeksteen is van ons geloof. En jy sal oorwin in hierdie seisoen wat voorlê in Jesus naam. Amen. Alsy, elke oorvoeringssysteem is altyd verskillend, nee. Dit voel altyd net soos 'n helikopterpad dat as 'n ding so my oor sit. So vergeef my, ek wil net gou 'n gedeelte oopmaak. Ekskuus tog. Nou, okay, vas. My foon en tablet is met mekaar gelink, so vergewe my. Ek moet net hierdie een toemaak vir hierdie ene werk en hy wou nou nie save nie. Ek was besig om 'n notaatjie te maak.
Alright, prys die Here. Maak julle Bybels gou saam met my oop as jy jou Bybel by jou het. En ons gaan 'n gedeelte lees uit die boek van Joel 2 uit, Joel 2. And it's a very well-known portion, baie welbekende gedeelte. En terwyl julle daar oopmaak, jy weet die Here openbaar homself nie net as ons herder, ons verlosser, ons Vader nie, maar hy is ook die Here van die leerskare. Hy is die bevelvoerder van die leermag van die hemele. Die Hebreëus is die naam van die Here daarvoor Yahweh Sabaoth, die Here van die leerskare. En die Here rig my en jou en sy kerk op in hierdie tyd en in hierdie uur, nie net op as 'n huis van genesing en 'n plek van genesing en verandering van lewens nie, maar 'n plek waar ons die leermag van die Here word. En dit sê so in die boek van Joel, hoofstuk 2 vers 7. Hierdie gedeelte, hulle sê hulle hardloop soos helde, soos krygsmanne klim hulle oor mure, elkeen gaan op sy weg en hulle wyk nie af van hulle weë nie. En dit praat van hierdie army in die boek van Joel, die army van die Here of die weermag van die Here. En dit praat van 'n vasberadenheid en 'n vasbeslotenheid. En ek en u is opgeroep, ons word opgeroep deur die Here. Kan ek gou vra, wie van julle was deel van die leer of die weermag in Suid-Afrika, het diensplig gedoen? Hier is so 'n paar ouens wat dit verstaan. En weet jy, wanneer jy opgeroep word, wat dan gebeur is, al jou eie issues en goeders kom skielik tot 'n einde en jy word deel van 'n groter saak. Amen. Jy word deel van 'n groter visie, 'n groter mandaat. Ons het in Rhino gebly, in die lugmagbasis, en dit was vet pret as 'n kind. Die aanloopbaan was so 150 meter van ons huis af. Dan lê ons op die aanloopbaan as die vliegtuie opstyg. Ja, ons het ons lewens in gevaar gesit, hoor. Daar was nie 'n pad of 'n hein, daar was niks tussen ons en die aanloopbaan nie. Dan styg die vliegtuig net nie by jou op, dan kyk jy vir sy bomme op die pens. Dan lê ons, ek en my broer, en ons chomme op die aanloopbaan. As daai ou net 'n bietjie verder gery het, het ons plat gery met daai airplane, man. Maar dit was vet pret geweest. En jy weet, dan een oggend, die aand voor die gaan slaap, ons het so 'n groot veld voor ons huis gehad, so groot op 'n stuk grond. Is daar niks. Die volgende môre is daar 3000 ratels. En daar's mense, jy kan nie glo nie. Het hulle in die nag aangekom, so sag jy het nie eens geweet hulle is daar nie. Dis net mense en soldate waar jy kyk. Dan is hulle besig met hulle laaste inspeksie voor hulle Angola ingaan. Rhino was op die Angola grens gewees, die Okavango rivier. Dit was die laaste, daar was so 'n klein bruggetjie waarop al hierdie voertuie oor moes gaan. En dit was vir my as 'n kind 'n wonderlike belewenis. Ek sal dit nooit vergeet, toe duisende en duisende mense by mekaar kom, dan staan die drill sergeant daar, en daai ouens staan op aandag, hulle masseer al om daai voertuie, hulle gaan alles deur, die gewere, alles is uitgepak, maat, hulle maak nou reg. Daar's nie 'n ou wat besig is om wors te braai aan die kant nie. Niemand slaan sy kampstoeltjie op nie. Ons vang vis in die Okavango rivier, niemand van hulle het 'n visstok gebring nie. Hulle is besig met die visie van die oorlog waar hulle gereed maak voor. Hulle is besig om hulle gear en alles in gereedheid te bring. Skokkende ding was 'n paar dae later, dan kom daar 'n klomp terug. Dan lê daar 'n klomp seile met 'n klomp geskiete mense daar. En dan is daar dokters en ouens besig en helikopters kom en kom haal hulle. Die gewondes word aan hospitale toegevat. En jy weet, ek en jy is deel van 'n leermag. Ons het 'n visie van God. Die Here het 'n plan vir hierdie provinsie. Ek wil graag vir julle net gou voorlees, deel van die profetiese woord. Dit sal hierdie jaar in die Godset wees. Ons bring elke jaar 'n boek uit. Godset 2025, 300 en ek kan nou nie presies onthou die vervulde profetiese woorde wat God oor Suid-Afrika gesê het. Jy sien, die Here het 'n lewende getuienis van die begin af. Jesus is die profeet en hy het 'n lewende getuienis. En wie van julle weet, ons sien elke dag in ons wêreld vervulde profesie. Ons sien die woorde van Jesus wat hy 2000 jaar terug gesê het, besig om voor ons oë vervul te raak.
En die eindtyd is naby en is tyd dat die kerk van die Here hulle rol inneem in hierdie wêreld. En dit praat van my en u. As ek praat van die weermag van die Here, dan praat ek van ons. Ek weet jy wil graag jou buurman in die oorlog stuur. Here stuur vir Sheldon, ek wil by die huis bly hierdie keer. Ek wil in my eie swembad swem. Weet hierdie jaar het ek nog eers my eie swembad amper gesien nie, maar nog net kloring gegooi. Ek het nog eers die water gevoel nie. As ek by die huis is reën het, ek kan dit nie verstaan nie. Maar jy sien, ek en jy is gestuurdes van die Here. Kom, kyk vir jou buurman en sê, jy is 'n gestuurde. Wanneer ons in Christus Jesus is, when we are in Christ Jesus, we become the called and the sent ones of God. And you and I need to make a shift in our mindset. Church is not about us, it is about the kingdom of God. Amen. It is about Lichtenburg. It is about the Northwest province and the purposes that God has for you here. Want God het jou hier naartoe gestuur met 'n doel. Hy het nie gevamsak en sê, ag Nico, Lichtenburg vir jou. Nee, he sent you here with purpose. Hy het 'n doel met jou lewe en ek en jy kan elke dag bewus wees dat ons is gekies en gestuur en dat uit die nasies het die Here my en jou met 'n spesifieke roeping en 'n spesifieke doel uitgekies. En julle is nie hier per ongeluk nie. Die Here wil die Noordwes aanraak. Die Here wil homself in Noordwes wys. En daarom stuur hy mense, bring hy 'n aanbiddingspan. Julle het 'n wonderlike aanbiddingspan. Yo, ek love hulle. As 'n paar van julle wat met Louis Trigard te trek. Ek gaan met julle na die tyd nie terug. God puts people together. And we have to become militant in our mindset. Ons moet amper begin dink soos 'n weermag. En op begin dink dat kerk gaan om my. Dit gaan om die koninkryk van die Here Jesus. En hy wil jou gebruik en hy wil my gebruik om 'n rol in mense se lewens te speel. Wat hulle van een plek skuif na 'n volgende plek. Wat hulle skuif van duisternis na die koninkryk van lig. Wat mense uithaal wat op die pad na die hel is en hulle bring op 'n weg na die hemel. En God het 'n hart vir die individu. Hy het 'n hart vir jou en 'n hart vir my, maar hy het 'n koninkryk wat hy bou. En hierdie leermag van die Here wat Jo van praat, is nie net 'n leermag wat by mekaar kom in vleisbraai nie. En ons almal love vleisbraai. Dis nie 'n weermag wat by mekaar kom en op die skouer pat en sê, well done, well done. My kinders is baie, Sheldon het 'n gewellige impak op my kinders gehad. Hulle gym dat die sous trek. Oh maat. Ag Here. Red hulle siele. Nee, kyk ou maat, daai manne gym. Hulle al wat hulle oor praat is gym. Hulle praat oor hulle PR's. Wat is 'n PR? Nee, my personal record. Jou personal record van wat? Bench press. Van squats. Ons in ons huis, nee, in die verlede as ek 'n biltong pakkie huis toe bring, is sy survival rate miskien 20 minute. Nou. My kinders, ou maat en wat. Nou is sy survival rate 3 weke, 4 weke. Uiteindelik sê ek vir my vrou, ek en jy moet dit nou maar opeet hoor, want hierdie goed raak nie klaar nie. Maar hy kinders van my is op so 'n streng diet, as daar vet aan daai ding is, eet hulle hom nie. So gee vir my geel vet biltong. Dit gaan lank werk. Hulle oefen, hulle eet nie stysel nie, hulle doen niks, hulle is so gefokus. En weet jy wat, dit werk vir hulle op hierdie stadium van hulle lewe. Hulle is fiks, hulle is gesond, hulle gaan aan. Steve, my oudste seun met rugby, ou maat, hy is ernstig, hulle is ernstig. Hy gaan nie net 'n ou tackle nie, hy gaan van die veld af tackle. So dit is dalk nie 'n goeie visie vir die pastoor se kind nie. Hy sê ek bid in tale as ek dit doen, pa, moenie worry nie. Jy sien, ek en jy is deel van 'n weermag van die Here
En nou kom die Here en ek glo in hierdie seisoen wil God jou familie kom gesond maak met jou lewe, jou kom vrymaak van depressie. As jy hier sit en jy het 'n addiction aan enige substance in jou lewe, hierdie is 'n seisoen waar die Here herlewing bring binne in sy huis. Waar sy teenwoordigheid, het julle agtergekom met die worship, was die Here hier. En hy's nog hier, en hy gaan hier bly, want hy wil jou kom vrymaak, jou kom gesond maak, sodat jy jou rol in sy leer kan speel. Okay? En hierdie is 'n seisoen waar God kom en families red. En eerste ding begin dit by God wil jou red. Hy wil jou red van die weg waarop jy geloop het. En baie keer, weet jy, het ons gedwaal soos skape, sê Jesaja 53 vers 6. En elkeen van ons het ons eie kop gevolg. Maar die Here het die loon van ons sonde op hom geneem. En Jesus kom en hy kom maak jou vry, en hy kom maak jou los, en hy kom deel met dit wat die wonde is. He comes and heals the wound. He restores your soul. He comes and he works in you. And he works in your life and in your family. But you know, when you have received that healing, you have to sign up in the kingdom of God to be a co-worker, to be part of his army. That we become a force in this city, a force in this province, and a force in this nation. For the kingdom of God is advancing. En baie mense sit aan die kant en kyk, but God calls you to be partakers, to be co-workers. Het julle gesien in Job 2 vers 7? Hulle, die hele leer, hardloop op die mure, sê die woord. En die Here roep jou en my om deel te word van sy leermag. En reg deur die skrif het God 'n weermag. Jy sien, jy word nou toegerus en is nou tyd dat ek en jy onsself opstaan en laat tel. Staan op dan, soldate van Christus. Staan op, die Here het van die begin af 'n leer gehad. Israel, weet in Exodus 15 vers 3 sê dit, die Here is 'n krygsman. Die Here is sy naam. Die Here is 'n krygsman. God is a warrior. God is not afraid to fight the enemy. Jy weet, dit sê toe die Here Israel uit Egipte gelei het, Exodus hoofstuk 13 vers 18 sê dit, die volk was ten alle tye soos 'n leer gereed vir 'n oorlog. Ten alle tye, toe hulle Egipte verlaat het, was hulle soos 'n leer. Hulle was nie deur mekaar nie. Hulle was soos 'n leer gereed vir die oorlog. And God wants you to be ready. Jy weet, Dawid het 'n krygsman hart gehad. As jy lees van Dawid se helde in 2 Samuel 23, dan sien jy, joh, hier's 'n paar groot ouens gewees hoor. Die een het in 'n put geklim en 'n leeu daaronder gaan doodmaak. Wie van julle was al in 'n put? Ai. Ek kry angstigheid. Wat is dit? Claustrofobie. Sheldon snork soos 'n leeu, so ek het ook 'n leeu oorwin. Ek snork, my wêreld, hy vat die koek. Maar Dawid se krygsman, 'n dapper helde, een van sy manne het in 'n veld gestaan en met 'n swaard 1000 manne oorwin. En die woord sê, na die geveg kon hulle nie die swaard uit sy hand kry nie, want hy het die swaard so vasgeklem. God wil van ons, van jou en my, dapper helde in sy koninkryk maak. Dat daar nie 'n siel in hierdie stad is wat hel toe gaan nie. Dat daar nie 'n siel in hierdie omgewing is wat deur die vyand weggesleer kan word nie. Dat daar nie 'n persoon in jou werk en in jou skool en in jou omgewing deur die vyand weggeroof kan word nie, want die magtige helde van God is daar. Come on, sê vir jou buurman, that's you. Come on, is jy. Jy sien die hemelse leer, die Here in Psalm 68:17 sê dit, die strydswaans van God is 10.000 maal 1000 maal 1000. Die Here se weermag is groot. Elisa bid en sê, Here, open die oë van my dienskneg, sodat hulle sal weet dat die wat met ons is meer as die wat teen ons is. En toe gaan sy oë oop en hy sien op die berge die leermagte van die Here.
Ek en jy hoef nie te vrees nie. Ek wil iets sê van engele. Vanmôre in die bidkamer, toe sien ek hierso in die huis die engele van die Here. Ek was so bewus dat die Here se teenwoordigheid hier is. Engele is nie klein vet mannetjies met pyl en bogies nie. Hallo? Die ouens wat daai idee gehad het, was dronk. Nou was iets verkeerd met hulle. Engele is magtige helde. Engele is magtige wesens. Julle weet in Koning stuur die Here een engel, voor Dawid uit. En hy slaan 168,000 manne dood. Een engel. Ons verstaan nie die krag van wat God tot ons beskikking sit. Toe hulle Jesus arresteer, toe pluk Peter sy swaard uit en hy kap Malchus. Onthou julle die diensknegt van die hoëpriester sy oor af. En Jesus stel hy oor op en hy sit hom maar terug op. Sê ja, kom ons kyk. As hy oor terug. En hy sê vir Petrus, dink julle nie ek kan my Vader in die hemel vra en hy sal 12 legioene engele stuur om my te beskerm nie. 12 legioene engele is 72,000 engele. 72,000. As 168,000 manne doodslaan, slaan 72,000 13 biljoen dood. Dit is meer as die hele wêreld se populasie. Ons is heiliglik 8 biljoen. Ons moet verstaan die krag van God. En jy het dit tot jou beskikking. Ons het 'n Here wat saam met ons staan. Wat is onmoontlik vir hom? Jy weet, ek was al gehijack. Wie van julle is al deur so 'n ervaring? Wat 'n oue geweer 10 uur stuk en sê, gee jou kaartsleutel in jou beursie. Niemand nie. Tjoe, prys die Here, daar is iemand. En weet jy, in daai oomblik, dit is so asof alles stadig word, want kan jy dit vir my verselwig? Dit is so of alles net so stop. En in daai oomblik, dit dink ek aan 'n woord, wat gaan ek vir hierdie ou sê? Ek staan in Sand City, reg oor kan die Amerikaanse konsulaat in die parkering, druk hy 'n geweer aan my rug en sê, give me your wallet and your car keys. En die eerste woorde wat by my mond uitkom is Sarabaghatala bandala sandalutu. Daai ou gooi die geweer neer en hol weg. Nou dink ek is 'n goeie Suid-Afrikaanse burger, ek kan nie 'n geweer hier los nie. Los die geweer, is 'n groot fout gewees. Ek tel die geweer op en wat op polisiestasie toe. Sê, jy kan nie jou geweer kom inhandig so nie, meneer. Sê, dis nie my geweer hierdie ou. Sê, wat? Jy praat strooi, man. Daai polisie duik my in die polisiestasie. Hulle boei my net daar, ek eindig in die tronk. Sê, maar ek het net die skelmse geweer ingebring. Sê, dis nie jou geweer, jy lieg. Hulle het op die kamera moes gaan kyk, daai geweer het 6 mense doodgeskiet. Die ballistiese toets het terugkom, daai geweer het 6 mense doodgeskiet. Maar in God se teenwoordigheid kan hy nie staan nie. Hy los hy geweer. Jy sien ek en jy is soldate van 'n koning, die koning van die konings en die Here van die leerskare. En ek wil vir u sê as 'n gemeente, en toe ek oor hierdie gemeente wag, toe sien ek hoe die Here range uitdeel, en ek sien hoe word uniforms uitgedeel, en dat God sê, hy roep 'n leer uit hierdie huis, wat in hierdie provinsie 'n geweldige werk van krag moet doen. Wat die Here gaan gebruik in hierdie provinsie, om sy koninkryk te vestig. En waar die Here hy gaan die wêreld verbaas laat staan, deur wat hy deur julle en in julle midde gaan doen. Maar dit beteken ek en jy moet ons rol opneem in hom. Ons moet militant word in intersessie. Jy weet wat, dit kan nie net 6 mense wees wat in intersessie is. Waar is julle? Hallo? Nee, dis ons stoel. Nee, ek wil my poefter uitslaap. Stop die poefter uitslaap. Gaan bid. Kom op na die huis van die Here. Soek hom, wees militant in jou optrede. Wanneer dit kom by God dien, dan dien ons hom met erns en met ons hele hart. Jy sien die Here roep 'n weermag. En ek en jy is deel van 'n leer. Ons is deel van God se eindtyd army.
Ons is deel van wat hy in hierdie wêreld wil doen. Ons is 'n generasie van helde en vegters. Ons is soldate. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 3, as jy 'n versie wil opgooi, wat is jou naam? Mersha, ek gaan vir jou sê wat se vers is om op te gooi, Mersha, hoor. Gooi gou 2 Timoteus 2 vers 3 op. En hy sê dit so. Ons moet asseblief gou maak, want die tyd is altyd teen my. Kom. Kom ek lees dit vir julle. Ly verdrukking soos 'n goeie soldaat van Jesus Christus. Daai woord verdrukking is ly in te midde van teenstand. Wie van julle het al teenstand gehad? Wie van julle het al 'n bietjie aanstoot gekry? Hallo? Ja, dis belangrik, dis goed. Jy het dit nodig. Want jy kan nie so dunvellig wees nie. Hallo? Die duiwel moet nie sê jy's vet en sê ja, jy's reg. Hallo? Nee man. Dan val al ons make-up op die grond. Sies man. Jy is 'n soldaat van Jesus. Ek word nie so maklik afgesit nie. Hallo. Ek en my vrou en my kinders, ons gaan eendag op vakansie. Sondagoggend bedien ons in die kerk, prys die Here. Ons het 'n wonderlike tyd. Die heerlikheid van die Here is daar. 2 mense wat in reistoele is word genees. 2 mense. Ons wil 11 uur ry, ons kom net na 1 dag weg. Maar hierdie ouens is so excited, hulle wil nie die kerk verlaat nie. Hier sit hulle. My vrou is van Duitsland, so sy is baie presies op tyd. Dan is hy antikwaad. Jong. Jy weet mos, happy wife, happy life. If mother is mad, the day is bad. Dus sê ek vir die vrou, maar die Here het nou hierdie mense aangeraak. Sê ja, okay, prys die Here, kom. Nou moet ons gaan. Halleluja, halleluja. Sê maar ek kan maar nie ek berei nie. Nou kom ons weg. Nou ja, God. Ons moet kom by ons plek uit, want ons is nou klaar laat. Jy kan net tot 5 uur incheck. Dan moet jy nou 'n ander plan maak, want dan sluit hulle daai hekke. Nou ja, God. Ek kom daar, nou moet ons petrol ingooi. Sy sê, kon jy nie gister petrol ingooi nie? Ja, kon seker man. Maar ek het rugby gekyk. En dit was die Springbokke. So ek gee hom of die Blesbokke, die Boerbokke, Springbokke of die ander bokke was, jy los dit nou, ons gooi petrol. Nou kom ek daar, die ou gooi petrol in, is ek haastig, gooi. En bloeps, hier kap hy om. Ek tog, daar kry ons petroljoggie 'n epileptiese aanval. Hier lê hy. Dan dink ek, wat maak ek nou? Hy lê daar plat. Nou, tog ek moet dalk seker kyk of hy nog lewe, nee. Nou kyk ek, het hy sy tong, ons het noodop gedoen, ek het vir baie jare noodop gedoen so. Nou probeer ek, toe ek hom omdraai, toe sê, I will kill you. Toe besef ek, dis nie epileptiese aanval nie. Ek dink ek, ag Here, ek het nie nou die tyd om dit te doen. Ons is baie laat, wat gaan my vrou nou sê? Jy weet? As die vrou kwaad, sê kwaad. Kom aan, julle almal weet wat ek van praat. Nou bestraf ek die duiwel, die ou rol daar rond, gorrel. My vrou maak die venster op en sê, wat vat so lank? Ek sê, kyk hier. Hy maak geleide, allerlei goed, dryf die duiwel uit, die ou staan op. Hy sê, skitter. Ek sê, I'm free. Ek sê, prys die Here, kan ek die rekening kry? Ek moet nou gaan. Ek moet ry, ons is laat. Hy so. Hy gaan daar binne, hier kry 4 ouens by mekaar. Nou kom hulle almal uit en sê, we want to talk to you about Jesus. Sê, well, Jesus loves you, this I know. Julle moet nou gou maak, ek moet gaan. Nou soos, nou gaan ek eindig in die kantoor op, my kinders en vrou sit in die kar. Nou WhatsApp sê my, ja.
As jy weet, hierdie storie kom ons nou weer. Oral waar jy gaan, wil 'n duiwel uitspring. Nou wil ek nie sê ek sien jou duiwel ook uitspring. Ai. Lê hande op ons, bebid daai mense. Die Here red hulle siele. Die bestuurder kom aan, hulle bel die bestuurder, hier kom hy aan. Sê van was Fogus. Hier kom hy aan. Hy sê, meneer, wat het jy nou met my mense gemaak? Ek sê, ek het beloof, ek het niks te doen nie. Ek wil net die diesel ingooi. En toe kom die Here. Hy sê, meneer, ek glo nie in hierdie goed nie. Maar kyk hoe lyk my mense nou, hulle is so emosioneel en aangedaan en so aan, so bid nou gou vir hulle, bid dan nou vir hulle. Hulle wil gebed hê en so, en as almal daar, lei daar hele groepie van hom na die Here toe. Kap die man om. Halle hy. Dit was rarig net 'n pitstop vir diesel. Ek meen, ons het die koeldranke by Spar gekoop, ons gaan nie in die winkel wil gaan nie. Ons het rarig net 'n pitstop vir diesel. Nou word hierdie 'n uur lang storie. Hy rol op die grond, hy self soos 'n slang. Ek vra vir hom, was jy 'n vrymeselaar? Hy sê, ek is 'n vrymeselaar. Ek sê, is nou nie meer een nie. Kom, stop dit nou, in die naam van Jesus. Jy is nou nie meer een nie, hoor. Okay. Ja, oom, ja, dis nie meer meneer nie, dis dit oom. Ja, oom. Hy is baie ouer as ek. Hy is nog in trane. Hy sê, ek moet my vrou bel, ek kan genee, nou gaat hierdie lang gaan. Nee, wraggies waar. En hy nou moan ek in my hart en die Here sê, net daar sê die Here, jy is deel van my army, bly stil. Bly stil. Ek sal die res uitsorg. Okay. As jy vir my vrou uitsorg, dan sê ek nie. Ons sit daar 3,5 ure by die petrolstasie. Ek moes daar weer diesel ingooi, want ek kon in die kar amper petrol uitgetrek. Maar weet jy, die Here red daai ou se familie daai dag. Dit was, wat was dit? 2011. Tot vandag toe gooi hy diesel waar ek ry vir die koninkryk. Tot vandag toe. Daai familie het 'n kerk gebou in daai omgewing. Honderde mense na die Here gelei. Die Here het hulle opgerig as pilare in daai omgewing vir sy koninkryk. Ek in die kar klim, sê my vrou nou, okay, ons moet dan maar nou net 'n ander akkommodasie kry. Ek sê ja, dis waar, ons gaan nie 5 uur maak nie, dis okay. En my vrou is baie lief vir die Here. Sy was deel van die vervolgde kerk in Duitsland, agter die Eystermuur groot geword. Hulle KGB-vader is dikker as my Bybel. Hulle ken vervolging. Maar partykeer is dit ongemaklik. Wie van julle het al gesien, partykeer is goed ongeleë. Maar vir 'n soldaat is dit nooit ongeleë nie. Maar hy is in diens van 'n ander meester. En toe ons die plek daar wat ons moet bly, toe sê hulle, meneer van Here, jy kan inkom waar jy wil. Inteendeel het ons 'n loting gehou in jou Salei, het 'n gratis week bygekry. Is daar dalk nog 'n plek wat u wil ek moet stop, Here? Ja. Jy sien, ons is deel van die koninkryksarmee. En my en jou lewe het ruimte begin skep vir wat God wil doen in ons dorp en in ons stad. Die Here wil jou oprig en my oprig. En partykeer is dit ongemaklik. Jy weet, op 'n stadium was ons so baie berading in ons huis gedoen. Een Kersoggend daag 'n egpaar op. En hierdie ou is so kwaad vir sy vrou, hy wil moord pleeg. Nou my seentjie was, ek dink hy was 5 of 6 jaar oud, my oudste.
Nou staan ons buite en nou sê die man, vandag gaan ek hierdie koei vrek skiet. My kind hardloop en sê, ma, hierdie oom gaan vandag 'n koei skiet. Nou kom hy uit en staan hy weer aan, sê, ek so kwaad, ek kan slange vang. Hy hol terug en sê, en ons gaan slange vang. Dit is hoe ons Kersoggend begin. Jy weet maar die Here kom en red families en red mense en hy stuur jou en my en hy het 'n oproep in hierdie provinsie. Jy weet, deel van die profetiese woord is dat uit Lichtenburg 'n rivier van lig gaan vloei. Wat hierdie omgewing en hierdie provinsie aan die brand gaan steek. Dat God 'n rivier begin en hy begin in die midde van gelowiges. Waar is dan die huis waar die Here se rivier van vloei? Gaan lees in Esegiel, dit vloei van die tempel van God, vloei 'n rivier in die strate waar die nasie verander. En hy word dieper hoe verder hy gaan, want daar waar jy gaan en ek gaan is die lig van die Here nodig. Hier is die mense gesond, daar is die wêreld stikken. En het hulle die hoop en die lig van die nasie nodig. En God roep 'n amen en hy sê vir jou en my, hier in Christen Lewe Gemeente, arise and shine. Kom aan, is nou tyd vir julle om te rapporteer as verdienswerk in die koninkryk. Ons is nie net hospitaal nie, ons is ook 'n weermag. En God wil jou lewe gebruik. Jy sien, in die woord sê dit so mooi in 2 Timoteus 2:3. Het jy daai versie al gekry? Huh? Take with me your share. Wie se share? Hallo? Your share of hardships and suffering, which you are called to endure as a good first-class soldier of Christ Jesus. Staan dit daar, Holiday Inn visitor. Jy en ek is soldate van Jesus Christus. En ek en jy gaan teenstand face. En weet jy wat, as mense jou gaan afsit, wat gaan die vyand teen jou gebruik? Hoeveel van die kerk, ek deel in Polokwane, die stad waar Sheldon van is 'n stad van teruggevalle Christene, en hulle is teruggeval omdat mense hulle aanstoot gegee het. Hallo, wie van julle was in die army? Nico, jy was in die army, nee. Was daar 'n korporaal daar? Was hy baie vriendelik? Het hy jou vir tee genooi? Sê, ek het koekies en beskuit in my kamer. Hy sê, welkom eet enetjie daar. Hy gesê, ag, bring daai swaar tas van jou, ek dra hom saam. Niks, hy skree op jou. Hulle vloek, hulle skel jou, hulle neek jou. Jy hol jou bewusteloos. En jy dan aanstoot en sê, ek is nie met deel van die army nie. Ek hou nie van my korporaal nie. Het jy het kon doen? Was hy bietjie taaf op jou? Was hy baie lief? Sê, ag, kom lê op my skouer as jy moeg is. Ek sal jou vertroos. Ons het 'n verkeerde konsep. Ons dink ons het 'n reg. Die woord sê, ons is gekoop deur die bloed van die lam. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort nou aan die lam. En ons is deel van sy weermag en hy het jou lief. My broer wat daar sit met die swart hemp en blou gestreepte hemp, wat is die naam? Ja, Chris, en sit die vrou? Kan. Is julle van hierdie gemeente? Van hierdie omgewing? My broer, die Here vat swaar kry by julle weg. Julle is deur gewellige hardship in die laaste 2 jaar. En dit was vir julle 'n jaar van amper 'n bitter in julle monde. En God sê, ek wil julle harte vertroos. Ek wil julle genees en herstel. Want weet jy, my boetie, jy het die kapasiteit om baie mense te help. Jy het 'n breë hart in jou binneste en God het jou 'n hart gegee vir mense, maar wat in die laaste paar jaar gebeur het, dat is vir my soos 'n onreg wat besig is om teen julle te gebeur. En die Here sê, ek is nie blind vir waartoe jy gaan nie. Ek is nie blind vir die hardship wat julle moes endure nie. En ek kom en ek sal vir jou veg, sê die Here, maar moet nie jou oë afhaal van my nie. Moenie na jou storm en die omstandighede kyk nie, sê die Here. Kyk na my, want ek is hy wat jou red. Ek is hy wat jou genees. Ek is hy wat jou vry maak. En die Here wil vir jou sê, skud nou hierdie stof af, want jy is so vasgevang binne in hierdie omstandighede, dat jy nie meer Jesus raak sien nie. En die Here wil vir jou sê, ekskuus, is Chris, nee. Haal jou oë af, Chris. Asseblief vir my staan.
Ons wil vandag vir julle bid as 'n familie. Kan jy vrou saam met jou staan? Is daar iemand wat naby hulle is? Hierdie mense se harte is baie gebroken. Hulle loop deur baie moeilike goed. Hulle sit nie vandag hier in oorwinning, hulle sit hier in gebrokenheid. En God is nie ongevoelig en blind vir dit wat hier besig is om deur te gaan nie. En vandag sê die Here, verander ek jou situasie. Vandag verander ek jou situasie. Jy gaan binne die volgende paar weke sien hoe dit drasties omswaai. En dit wat teen jou is, gaan vir jou wees. Amen. En so Vader, dankie vir hierdie familie. Kom ons trek ons hande uit. Dankie Here dat U hulle sien. Dankie dat U hulle help. Dankie vir U krag, Here, wat red. Vir U hand, Here, U guns, Here. En ons spreek dit, ons seën hulle in Jesus se naam. En dankie Here dat U die God is van die ommekeer. U is die God van die deurbraak. U is die God van verandering. En dat U hulle oproep, Here, U sien hulle harte en U vertroos dit vandag. Maar U genees hulle. En wat U gaan deur hulle werk. En my broer, die Here Jesus sê vir Petrus, na jy herstel is, gaan terug na jou broers en versterk hulle. God gaan jou gebruik om baie mense te versterk. Jou lewe gaan 'n getuie wees wat die Here gaan verheerlik, my vriend. Hierdie ding gaan jou nie onderkry nie, gaan jou opkry. En dit wat die vyand bedoel het om jou te vernietig, gaan die Here gebruik om jou op te rig. En jy gaan 'n stem word vir mense, hoor. Jy het 'n hart vir hierdie omgewing en 'n hart vir hierdie mense. My sussie, jy's iemand wat 'n vertrooster is van baie. Maar weet jy wat jou hart het binne toe gedraai en wat vrees en angstighede bring en jy ken van worstel in die nag en worstel met die Here en bid en roep en voel, Here, ek sien U nie in die situasie en die Here sê vir jou, ek is nie ver van jou nie, ek is by jou. Steek uit jou hand en ek sal jou red. Roep my aan in die dag van benoudheid, sê die Here, en ek sal jou uithelp. En God sê ek sal jou help. Weet jy is regtig 'n ondersteuning vir baie mense. Jy het 'n spirit of exaltation, 'n gees van bemoediging binne in jou en God wil hê dat daai gees, die gees van God weer na vore kom binne in jou lewe. Jy is iemand wat moet begin profeteer, my sussie. Jy moet begin lewe praat, want die vyand wil depressie aan jou deur laat klop. Hy wil mismoedigheid aan jou deur laat klop. En dit is 'n battle wat jy besig is om te veg, maar die Here sê ek gee jou die oorwinning. Selfs nou gee ek jou die oorwinning. Selfs nou. Het julle kinders? 1, 2. O, gats. Hy vinger is kort, nou sien ek net 1. Ja, herinner my en gaan type my raai by die see. Jy ken daai storie. Gaan type het gaan swem en toe is hy besig om te verdrink. En Marai staan op die strand en hy skreeu, so hy sê, "Gaan type, moenie so skree nie man." Soos 'n mervark. Hy sê, "Ek verdrink, help my." Ja. Hulle red hom uit en hy kom by die dokter en hulle besig om te check en hy sê, "Dokter, sal ek nog gitaar kan speel?" Die dokter sê, "Maar getyp, het jy dan gitaar gespeel?" Hy sê, "Nee, maar ek wou nog altyd." Die Here gaan julle help met julle kinders, hoor. Julle gaan verhoudinge herstel en julle kinders gaan om julle op die tafel sit nog hierdie jaar. Julle gaan hulle sien en julle harte gaan bly wees. Want die Here gaan julle red. Kom. Julle is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Chris, ekskuus, wat is u naam? Duria. Ek wou sê, dit kan nie Moria wees nie. Duria. My sussie, die Here gaan jou gebruik om baie gewonde mense se harte heel te maak. Om woorde van genesing en heling te bring. Om bemoediging te bring waar daar werklik seer is en pyn is. En Here wil vir jou sê, jy kan op my vertrou, Duria. Jy kan op my vertrou. Amen. Halleluja. Dankie Here. So ek en jy is deel van die weermag van die Here. Amen. Kom aan. As ek deel is van die army, wat van julle maar is? Wat is julle verskoning? Wat is jou storie? Jy sien om deel te wees van die weermag van die Here. Ek en jy is geroep. Paulus sê in die boek van Efesiërs hoofstuk 6 vers 12 sê, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons is in 'n stryd. Daar's 'n oorlog aan die gang en dit gaan om die siele van mense en die roeping van God vir hierdie omgewing. Ek wil nog die profesie lees, maar tyd is teen my. Ons moet gou maak om ja, nee, maar ek wil nie mense moeg maak.
In 2 Korintiërs 10 vers 4 sê dit, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig in die Here om vestings neer te werp. God wil jou wapens gee, jy het sy gees, jy het sy woord, die woord is 'n swaard. Die woord van die Here, die Bybel is nie net 'n tool van vertroosting, is 'n wapen van offense, om die vyand terug te dryf. Paulus sê vir ons in Efesiërs 6 vers 11, trek dan die volle wapenrusting van God aan, dat jy kan staande bly. Ons moet staande bly. Jy sien, ons is nie net 'n hospitaal nie, ons is nie net 'n plek van redding nie, ons is nie net 'n dorsvloer nie, ons is 'n army. Ek en u is deel van die weermag van die Here, en dit is tyd dat ek en u in ons roepinge begin staan. Die kursusse en opleiding wat die kerk gebied het, was nie net om jou 'n beter mens te maak nie. Dit is sodat jy die plek kan inneem waar die Here jou geplant het. Dit is sodat jy Lichtenburg kan inneem vir die Here en omgewing. Jy sien die Here Jesus sê in Johannes 15 vers 16, julle het nie my gekies nie, ek het julle uitgekies. Ek en jy is spesiaal uitgekies. En die Here het jou spesiaal geroep en spesiaal geplant om in hierdie tyd hier te wees. Hoekom dink julle stuur hy mense na julle van verskeie plekke om julle te kom oprig? Want hy het 'n doel. Ek het jou naam nou vergeet, my broer daar met die brille. Ja, Stefan en jou vrou langs jou? Ekskuus? Kathy. My broer, die Here het 'n diensbare hart binne in jou gesit. Daar's 'n gift of serving in julle lewens en in julle familie wat 'n groot rol gaan speel in hierdie seisoen vir die koninkryk van die Here. Maar julle gaan goed moet oorwin en die vyand gebruik omstandighede, situasies om julle vas te bind en terug te hou. Maar God sê, Kathy, wil jy sommer vir my staan saam met jou man? Vat sommer sy hand, jy kan hom maar 'n soen ook gee as jy wil. Hy is oulik, nee. Hy is oulik vir jou, ja. So sweet. Maar God wil julle gebruik en wie weet my sussie, partykeer is jy regtig te lig geraak en die Here wil jou 'n fortitude gee. Jy's 'n baie sterk vrou. Mense het nie gesien wat in jou binneste is nie. En God sê, hy het 'n deurdruk ability in jou gesit om deur moeilike dinge te gaan, maar moenie toelaat dat die vyand vir jou leuns vertel nie. Want hy is vir jou en hy wil julle gebruik en hy bring julle in hierdie seisoen. Ek het gister toe ek my broer gesien het, die Here met my gepraat oor julle, dat hy wil julle in eenheid bring sodat julle sy roeping kan omarm. Alright, en hy wil julle plant in 'n huis, in hierdie huis, sodat julle 'n boom sal wees geplant by waterstrome. Sodat julle veel vrug sal dra vir sy koninkryk. Maar hier is die ding. Ek moet myself ondergeskik aan sy koninkryk stel. En dis vir julle twee baie belangrik in hierdie seisoen. Bring God julle in eenheid want hy wil julle gebruik. En hy gaan deur julle lewens en deur wie julle is, lewens en mense inbring in die koninkryk in hierdie seisoen. Wat ander mense verbaas gaan oorwees. En sê maar, ons het nie geweet, daai mense dien die Here nie. Sê nee, hulle het nie, maar kyk wat het die Here gedoen. Maar julle twee gaan 'n besluit moet maak om te sê, ons is deel. Okay. Is dit Kathy? Nee. Kathy, en die Here het jou 'n gift gegee om met kinders te werk. Jy het 'n gift om kinders op te rig en te bemoedig en versterk. Daar's 'n gift in jou binneste. En die vyand wil daai gift weerhou. En weet jy, partykeer is die pakkie waarin gawes verpak is, dit om ons persoon. Ek is as 'n kind ge-abuse. As 'n kind is ek verkragt toe ek 7 jaar oud is. En dit het veroorsaak dat ek 'n sekere manier van wat mense my benader weerstandig raak. Verstaan jy? En ek moes daai deel van my lewe moes ek aan die kruis en die voete van Jesus bring. En God moes my genees. En die Here moes my vrymaak. En vandag kan ek daaroor praat, want ek is vry. En God wil jou regtig vrymaak, my sussie, want hy wil in en deur jou 'n werk van heerlikheid doen. Hy wil sy grootheid in jou lewe openbaar. En vandag is dit die roepstem van die Here wat jou uitroep uit die vingers waar die vyand jou wil weerhou. Want die Here het jou baie lief. Hy het jou baie lief. En jy het hom baie lief. En jou hart is verknog aan hom. Maar daar's hierdie dinge wat jou wil vashou. En Jesus sê vir jou, kom, en ek tel jou op. En hy gaan jou deur 'n seisoen van volle herstel dra. Okay.
En julle as 'n egpaar gaan in eenheid kom. En dan gaan die heerlikheid om julle lewens begin kom. Die goedheid van God gaan oor julle huis begin manifesteer. Die Here verander finansiële realiteite om julle. Hy maak julle boundaries baie groter. Maar hy wil vir jou sê, kom Kathy. Kom Stefan, nee. Kom Stefan. Ek roep julle. Ek het julle uitgekies, kom. OK? En ek wil teen strategieë van die vyand teen julle bid. Is dit reg so? Mag ek dit doen? Is dit OK met jou? So Vader, ek dank U. Kom bid vir die egpaar. Is al leiers naby wat net hulle hande op hulle kan sit. Ek love hande op mense. Want God werk deur mense. Dankie Here vir die omarming van hierdie koppel. Dankie Here vir die liefde van God vir hulle. Dankie vir wat hulle in die koninkryk gaan doen. Dankie Here vir U genade en U ontferming, U bemoediging van hulle. Dankie Here vir U grootheid, wat deur hulle na baie mense toe gaan. In Jesus se naam. Amen. Ja, gee 'n drukkie daar, gee 'n drukkie. Nie soene nie, maar drukke is goed. So die woord die Here sê, hy het ons gekies. Amen. Ek sou myself nie gekies het nie. Maar God het ons gekies. Ons kom uit 'n geskiedenis van geweldige bevangenheid en geweldige dinge wat ons deurgegaan het as 'n familie. En weet jy, as ek die Here was, sou ek gesê, Here, ek sou Sheldon, wel, hy is dalk fiks, maar hy is nie lank asem soos ek nie. En hy snork vers te veel. Ek en jy is gekies. You are chosen, you are well loved. U is geliefd. Die Here bemin sy mense. Hy bemin jou. En hy roep my en jou. Maar ek en jy moet 'n deel van ons dan neerlê. En ons moet sê, soos Jesaja, en Jesaja sê, hier is ek, Here. Jesaja 6 vers 8, stuur my. En ek lê my lewe dan neer. Ek en jy, ons kies hom. En God wil vertroosting bring en genesing bring en herstel bring. Maar daarna kies ek en jy hom en hy wil deur ons en in ons lewe werk. Deur jou huis en jou familie. Hierdie kappel hier voor, ek weet nie wat julle doen nie. Wat is jou naam? Ek onthou jou van laas. Wat is jou naam, broer? Douglas en Elaine. Is jy deel van die worship team? Is dit? Want ek wil net vir jou sê, jou aanbidding is aanneemlik vir die Here. En dat die Here hom verbly oor jou, Elaine. En hoeveel kinders het julle? 2. Waar is die ander een? In die kinderkerk. Okay, lekker. Wonderlik. My broer, die Here wil die leierskap in jou lewe na vore bring. En hy het jou uitgeroep. En hy het jou gekies en jy weet dit. En dit is amper asof die lewe besig raak. En dan is dit asof jy moet, dan is jy uitgedaag in terme van tyd. En uitgedaag in terme van waar raak ek betrokke en so. Maar God sê, ek het jou geroep, Douglas. En my heerlikheid sal oor jou wees, oor jou familie wees. En die Here skuif dinge om jou familie. Daar's goed wat God in plek bring, in terme van die besigheid. Ek weet nie of jy in boerdery of besigheid is nie, as jy in boerdery. Dis wat ek voel. En dat die God bring dinge in plek om die boerdery waar jy is, jy met familie in boerdery. God bring dinge in plek wat uit sy hart is, want hy wil jou seën. En jy gaan verbaas wees oor wat God in plek bring om jou. En partykeer is daar baie onreg gewees wat jy moes verdra. En baie omstandighede gewees waar weet jy wat, dit was bietjie swaar om te sluk van hierdie goed. Maar God sê, my guns is op jou. En sy seën is op julle. En wat is jou naam nou weer? Elaine. En Elaine, hierdie is 'n seisoen waar die Here twee saam begin gebruik. Waar sy heerlikheid oor julle as 'n huis kom. En ek wil vir julle sê, moenie bang wees om betrokke te raak in die worship nie. Daar's 'n worshiping grace op jou lewe wat selfs in sang en in ander areas manifesteer. En partykeer sien ons onsself in 'n blokkie, maar God wil ons baie breër as dit gebruik, want jy's 'n motiveerder van mense. Jy het 'n gawe van motivering om mense aan te moedig en te versterk. En dit is asof in selfs in worship is dit asof die Here jou gaan gebruik om realiteite van die hemel te ontsluit om mense, dat hulle 'n mate van worship leef wat nuut is en in nuwe plekke in die Here indruk. Alright.
En soos jouself beskikbaar maak en onder die worship leier inskakel en hom dien met jou hart en die team dien en die gemeente dien, gaan die Here sy heerlikheid, en ek sien hoe profeteer jy oor mense en hoe praat jy oor mense en hoe die heerlikheid van die Here oor mense se lewens kom. En dat God mense genees. Dat mense wat sit met gewasse, ek sien hoe gewasse opdroog. En ek dank U daarvoor, Vader, oor hulle as 'n kappel. Maar dit is as, jy sien, julle wag om genooi te word en God wag dat julle vorentoe kom. Nou wie gaan nou iets doen? Jy gaan. Amen. Ja, en jy is 'n go-getter, right? Jy maak partykeer sy wiele pap. Jy het altyd nog 'n plan vir nog iets en doen, kom ons doen dit, kom ons doen dat. Dan dink jy, nou kry ek nog 'n job. Dis 'n gift wat vroue het, nee. Jy weet, as ek nou terugkom by die huis, dan is daar so 'n lysie op my yskas. Het jy ook so lysie? O, ek wil nou net sê, my wêreld, het sy dit by jou geleer. Van dinge wat sy wil doen. As ek dit lees, dan sê ek vir altyd, dis altyd as ek weg is, asof jy jobs uitdink. Ek was mos so lekker op vakansie, het lekker daar in 'n gastehuis langs die swembad gelê, en nou kan ek by die huis kom en goed kom regmaak. Ek weet dis so met al julle mans, julle kan niks sê nie, want julle vrouens sit langs julle. Maar in julle hart sê julle, ja. Jy weet, as ons op mannekampe kom, daai eerste Vrydag aand hou ons hulle net vas. En ons sê net, ons verstaan. En dan Saterdag brandsvleis, dan is alles reg. En ons kyk rugby. Maar by die vrouekampe, ek terg is 'n grappie. Dis 'n grappie. God wil homself wys. En hy roep 'n liggaam. Hy roep hierdie liggaam. Ek gaan nie die res van hierdie klaar maak nie. Ek sal dit aan Pastor Dawie stuur, dan kan jy dit gebruik. Ek wil graag vir julle die profetiese woord lees oor hierdie provinsie en hierdie stad. Dis van die God said af, en ek het dit net opgesom en sê, God is calling the Northwest Province, the city of Lichtenburg and my King, to step in this season out of darkness and step into the light of His glory. A spiritual shift is taking place. Heaviness and stagnation and confusion will be broken as revival will start to manifest. A major call of God for this region is be revived. Be revived. Be revived. It will flow from the river of light that will flow from the city of Lichtenburg and my King to the Potchefstroom campuses. It will become a move of God that will impact students, academic campuses and leaders, and it will become the river of light. A river that will flow to Botswana, the Vaal Triangle and region, Namibia and Zimbabwe. It will not be contained within the Northwest. It will be a river to the region and the nations. Arise, my people, for I am the Lord among you. Arise. God kies en hy roep julle. Maar wie van julle weet, ek was 9 jaar oud toe die Here my geroep het. Weet, ek het altyd gedink profete moet lank en maar wees, want hulle kan weghardloop. En as ek in die Bybel lees, is hulle altyd in die moeilikheid, het julle al gesien? Maar dis altyd in die moeilikheid. Ek bly maar in face die moeilikheid. Maar om daai roeping te embrace, het 'n koste. Daai koste vir my was 217 dae weg van die huis hierdie jaar. Daai koste vir my was, ek het 42 vlugte gehad, baie kilometers gery. Ure en ure en ure bedien. En dit is die vervulling van daai roeping, maar ek is 'n soldaat van die Here, ek is in sy diens, hy sorg vir my. Amen. Ons is 'n soldaat. En jy is 'n soldaat. My broer met die brein, Sheldon, is jy reg? Kom.
Ons het nog 5 minute, dan moet ons klaar maak. My broer met die bruin hemp, wat is die naam? Met die lang hemp, die bruine. Ja, wat nou omkyk, ja, jy. Wat is jou naam? Skes? Nico. Wiku. My wêreld, hoekom het jy jou daai naam gegee? Welke toe word jy Wiku? Wie is die koe? Jy moet nie vir iemand van Duitsland sê nie, hulle sal hulle doodlag. Okay. En is jy van die omgewing? Wat doen jy vir 'n lewe? Okay. Is jy getroud? Is jou vroukie saam jou? Kinderbediening vanmôre. Okay. My broer, ek wil vir jou sê, is 'n seisoen van gewellige guns waar God jou oplig van waar jy is. Die Here lig jou uit onder mense en hy gaan jou getuienis in jou lewe gebruik. Daar's 'n teaching gift in jou binneste, 'n leringsgawe om die woord te kan deel en dit oop te breek dat mense dit kan ontvang en jy moet dit ontwikkel. Dit voel vir my of dit die tyd is waar die Here sê, ek wil myself in en deur jou openbaar na mense toe en ek gaan jou in jou huis gebruik as voorwerpe en kanale van my heerlikheid om lewens om te draai. En ek sien hoe die Here jou salf, my broer, en hy sê ek roep jou en ek gaan my hart in jou gee, 'n hart wat 'n kompassie en 'n passie het vir verlorenes. En die Here sit jou in 'n omgewing waar die seën van die Here op jou, soos wat dit op Daniël was en op Josef was, jou bonatuurlik gaan vorentoe bring. Mense gaan verbaas wees, hoe gebeur dit met hom? Maar nie met ons nie, want die Here gaan jou rarig voor die mense wat om jou werk oplig en hy gaan jou en jou vrou in jou huis gebruik as 'n getuie tot die nasies. En weet wat, jy's geroep om 'n rol te speel in mense se lewens en jy moet daai roeping ernstig vat. Ek weet nie of jy besig is om 'n bietjie Bybelstudies en goed te doen en doen julle 'n Bybelskool hierso? 'n Woordskool? Het julle so doen? Okay. Ek voel jy moet deel raak af van wat God wil baie meer binne in jou begin plant en na vore bring en hierdie is 'n seisoen soos daai. Waar's jou pa? Wat? O ja, maar ek meen, is hy hier in die omgewing? Okay. Daar's 'n legacy wat God in plek sit oor julle familie, wat werklik uit sy hart uit is vir jou. En daar's 'n voortbou van goddelike legacy, wat op jou lewe kom en ook op jou huis. En dit is 'n bonatuurlike seën wat God op jou sit. En jy gaan dit begin beleef, dat jy weet dat dinge wat jy net in betrokke raak, gaan begin vooruitgaan, want God se hand is op jou lewe. En jy moet hom kies, broer. Dit is asof die Here jou sê, Wiku, kom jy nou. En dit is asof ek wil vir jou sê, kies hom en tree na vore en brys om omarm die roeping wat Christus op jou lewe het. En jy gaan regtig dit begin beleef dat die Here jou in jou huis gebruik in sy koninkryk. Amen. Amen. Ja, Wiku, ek sien jouselfde. Ek sien hoe die Here gedagtes in jou hart plant om rykdom te beerwe, juis vir generasies wat voor lê en ook asof jy 'n begeerte het om mense om jou te help wat sukkel, maar daar's nie altyd, jy twyfel of daar genoeg gaan wees vir jou huis en of julle dit kan bekostig om ander mense te help en ek voel die Here regtig se hand oor jou in finansiële voorsiening en soos wat die Here Josef gebruik het om bonatuurlike wysheid om te spaar en weg te sit en te vermenigvuldig. So gaan die Here dit self met jou doen. Ek sien jy gaan begin drome kry in investments en goeder wat jy nie eintlik seker is oor nie, maar waar jy dinge gaan sien en jy gaan begin in dit beweeg en die Here regtig finansies los gaan maak vir jou sodat jy na die omgewing of die gemeenskap waarin jy is kan kyk. En selfs wat Andries ook sê, is regtig belangrik dat jy jouself koop vir die seisoen wat voorlê, sodat God se woord op jou lippe kan wees, sodat jy na vore toe kan roep wat die Here in jou lewe wil doen. En ek sien ook in jou, daar's dinge in jou hart wat jy nie regtig met mense deel en oor praat nie. Goeie waaroor jy wonder, dinge wat jy mee worstel oor jouself, oor die verlede. En ek voel net die Here sê, jy moet jouself laat gaan, want ek het jou klaar laat gaan. Ek het klaar hierdie dinge van jou af weggevat. Die Here sê, ek skei jou sonde van jou af, so ver as wat die ooste van die weste af is. En jy het dit bely voor die Here. Maar partykeer is dit asof daai gedagtes weer opkom en die Here sê, maak net klaar met dit. Want ek het nuwe dinge vir jou. Jy is nuut in my. En ek is met jou en ek sal altyd met jou wees. Ek sal jou nooit verlaat of begewe nie. En is 'n seisoen waar daar regtig baie joy is. Hoeveel kinders het julle?
3. Okay, ja, ek sien regtig dat die Here, ek weet nie of dit vir julle self nog kinders bysit nie, maar ek sien kinders om julle waar die Here regtig julle huis vol maak met joy en in daardie opsig waar julle na kinders se nood omsien, kinders wat nie finansiëel dalk skoolgelde en daai tipe van goeders kan betaal nie, waar die Here dit regtig vir julle moontlik maak om dit te kan doen en in mense se lewens in kan saai. So ja, dis 'n awesome seisoen wat vir julle voorlê. Baie joy en vrede. Prys die Here. Dankie. Kom ons gee die Here, die broer aan, dankie. Wat is jou naam? Ja. Ekskuus tog? Emia, is jy van hierdie gemeente? Van hierdie dorp? Is dit jou man? Of is julle net saam? Okay. Beplan julle om te trou? Is jy nog nie seker nie? En nee, maar is julle te kortsaam of te langsaam, wat gaan aan? Okay. En wat doen jy vir 'n lewe, Emia? Wat doen jy vir 'n lewe? Jy is 'n mechanic en jy? Jy nog op skool. Ek wil net vir jou sê dat die Here vir jou sê dat hy daar's baie verwerping en issues wat jy soms in jou lewe mee stoei en worstel en dat die Here jou vir 'n seisoen eenkant roep om gesond te word. En daar's 'n proses van genesing wat baie belangrik is vir jou en jy moet hierdie seisoen uitkoop daarvoor. Wat 'n graad is jy? Graad 11. En ek wil vir jou sê dat die Here met jou eenkant roep na hom en daar's 'n seisoen van na hom kom. Weet jy, daar's baie gedigte en goed of dinge wat jy skryf wat eintlik baie die dinge wat jy beleef capture. En dit voel vir my vir Here in hierdie tyd deur baie woorde wat hy in jou hart gaan lê, soos jy begin journal en met hom begin praat, gaan na genesing na vore begin kom, soos jy hom soek. Maar wat gebeur is daar soveel stemme binne in jou lewe op hierdie stadium, dat dit regtig confusing raak vir jou, en dat jy dinge oorweldigend beleef, en die Here Jesus wil vir jou sê, Emia, kom eenkant na my, kom, en asof die Here stemme om jou lewe begin stil maak. En weet, die woord praat van tye en seisoene vir alles. Soos Sheldon nou gesê, dis Prediker 3 vers 1, en asof die Here jou gaan help om die tyd wat jy nou in is, regtig te sien, as 'n tyd om jouself te genees. Die probleem van verwerping en wounding, is dat dit 'n siklus word van destruction in jou lewe. En jy gaan moet pas op, daar's 'n strategie van die vyand, wat vernietigend is om jou lewe, en die hele tyd terwyl ek bedien, sien ek hoe, daar's 'n battle om jou, en daar's 'n battle in jou gedagtes, en 'n battle in jou hart, en God wil jou help, om in hierdie areas oorwinning te hê, genesing te hê, en ten volle te wees wie jy is. Binne in jou is 'n baie, daar's 2 elemente van mense binne in jou. Daar's 'n baie nurturing, sagte, omgee persoon, maar aan die ander kant is daar baie anger. En daar's baie dinge wat mee gedeel moet word, en dan het jy hierdie shifts, en die Here wil daai deel van jou lewe gesond maak, en jou vry maak, Emia. En hy sê vir jou, kom na my toe, kom eenkant, kom. En weet jy, daar's 'n skrif hier in die Hooglied wat sê, let me go to my beloved. En ek voel asof die Here vir jou sê, kom na my. Kom Emia, kom na my. In hierdie tyd vir die Here jou hart en jou regtig as persoon genees. Okay, en baie trane by jou wegvat. Daar's baie trane in jou lewe, en trane het omgesit in anger. En die Here Jesus wil dit aanraak om jou. Okay. Goed, my broer, is jy al gekwalifiseer? Het jy gekwalifiseer? As dit is merk, is jy besig daaraan? Okay. Ek voel wat uit my hart uit van die Here vir jou beleef. En ek sien, dit is soos 'n vurk van 'n pad, maar hy het 'n paar variasies. Dit voel vir my, dis nie net 2 paaie nie, dis 3 paaie en 4 paaie. En binne in jou kop kyk jy na so baie opsies. Die woord sê in Spreuke 3, erken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie voor jou gelyk maak. En dit voel vir my dat die Here vir jou sê, is Nico. Okay, asof die Here vir jou sê, Nico, stop hierso, en jy moet nou my soek. Jy moet nou hier die regte besluit maak. Want weet jy, mense kan 'n jack of all trades soos wat 'n master of none. En daar's 'n baie bepaalde roeping en pad oor jou lewe. En weet jy wat, jy's eintlik iemand op wie mense kan staat maak. Jy's 'n ou wat as jy gesê het jy gaan dit doen, gaan jy jou beste gee om dit te doen. En dit is 'n mooi eienskap van jou. Maar die probleem is, jy word so meer gesleed deur emosies en gevoelens partykeer, dan voel jy so, en jy moet 'n vaste besluit maak. En dit met jou hele hart besiel. En dan sal dit met jou goed gaan, en dit begin by, die woord sê, wysheid begin by die dien van die Here. Okay? Dis waar wysheid begin. Die beste, grootste, wysste besluit wat jy kan maak, dien die Here. En lewe om hom te behaag.
En van daar af kom lewe in elke aspek van jou lewe. Dit begin met die dien van die Here. En die Here wil verwarring oor jou lewe afsny. Want daar's so baie gedagtes en verwarring om jou. En die Here gaan jou help om regtig reg te soek. En jy het 'n ability, jy het 'n worshiping gift, jy het 'n musical grace oor jou lewe, maar dit is asof jy so 'n binne twyfel het dat jy nie die vrymoedigheid het om daarin te gaan nie. En die Here wil jou help om deur te breek deur daai onsekerheid oor jou eie gedagtes. Maar Nico, waar is jou pa? Hoe is jou verhouding met jou pa? Tian. Nou, hoe sê jy nie jou naam is Tian nie? So. Nou profeteer ons vir Nico. Nico, ek hoop hy woord pas by jou. Yes, ja. Ek hoor. En as julle verhouding goed? As dit ja. Okay, ek ervaar net dat regtig daar baie dieper samesyn tussen jou en jou pa kom en dat die Here regtig hoe kan ek sê confusion rondom dit wat jy doen of wat jy wil doen regtig vir jou duidelikheid bring. Want dit voel asof jy hierdie dalk doen net om dalk jou pa tevrede te stel want dit is wat hy vir jou wil hê. En die Here is regtig besig om in sy hart te werk rondom dit, want jy voel asof jy dit, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy jou pa teleurstel en dat dit dalk julle verhouding gaan vernietig, maar dit is nie so nie, sê die Here. Die Here is besig om in sy hart te werk en hy is besig om dinge rondom dit vir jou uit te sort en omdat jy sulke passievolle mense soos Andri sê, is ons geneig om ups en downs te hê en goeters, maar ek het ook die vers in Spreuke 3 gekry, dat jy jouself moet vasmaak in die Here en hom ken in al jou weë. En hy sal regtig jou paaie vir jou gelyk maak. En hy het 'n groot plan vir jou lewe. En ek sien ook baie finansiële sukses. Dis asof daar tye was waar dit regtig 'n tekort was en dan is dit goed, dan is dit sleg. En asof die Here sê ek bring stabiliteit rondom dit en dat jy nie meer hoef te worry oor die toekoms en dit wat vir jou voorlê nie, maar dat ek is jou voorsiener, ek is die een wat jou vooruit gaan en jou paaie vir jou reguit maak. Ek is die een by wie jy jou manna moet kom kry. Dit is jou geestelike kos, dit is jou voorsiening vir jou daaglikse brood. Al daardie dinge sê die Here, dit is alles by my. Kom sit by my en ek sal jou leer. Kom vat my las op. Want jy dra ook baie laste, onnodige laste, ander mense se goeders op jou skouers wat baie keer nie nodig is nie. En die Here sê kom plaas dit by my voete en ek gaan dit vir jou uitsorg. Amen. En jy ook, jy rondom jou toekoms. Ek sien jy het baie asof jy nie regtig weet wat jy, ek weet nie of jy weet wat jy wil doen na skool nie of daar 'n klomp dinge is wat jy dalk wil doen nie. Maar ek sien regtig die Here maak 'n deur vir jou oop om verder te gaan studeer, asof finansies dalk 'n issue rondom dit is en 'n vrees is, so jy wil nie eintlik jou gedagtes daarna toe laat gaan nie, maar ek sien die Here maak 'n deur oop waar jy regtig jouself kan koop vir dit wat hy jou voorgeroep het. En dat jy nie daaroor hoef te stres oor na skool nie, al wat jy hoef te fokus is om die beste student te wees wat jy kan wees heiliglik. En ek sien ook dinge om skool, daar's mense en dinge wat gebeur wat teen jou is, mense wat teen jou praat en goeters is, asof die Here daardie dinge ook regtig begin uitsort en dat daardie goeters tot 'n einde kom. En mense wat goed sê wat onwaar is teenoor jou en wat regtig diep in jou hart is en wat jou seer maak. En wat jy baie dra, asof dit so groot las is om jou. En die Here sê hy gaan dit ook begin uitsort vir jou en daardie goeters van jou wegvat. So. Amen. Mense, ek besef die tyd het ver gevorder en ek weet nie hoe laat maak julle normaalweg klaar nie. Hoe laat is julle normaalweg klaar? Was dit daar nie? Okay, ons het nou opgewarm. En ons is verby die inleiding. Kan ons staan, ons gaan afsluit, dankie Here. En ek gaan nou om Dawie oorgee. Maar een van die belangrike dinge is om te besef, ek is deel van dit wat die Here wil doen. Amen. En so, ek wil graag saam met julle bid en net dit verklaar. En dan gaan ek oorgee om Dawie. En ek wil net sê, wat die Here sê, my leer, is die woord wat die Here vir jou sê, staan op. Staan op. Ek bring eenheid onder julle. My eenheid. Ek bring my heerlikheid onder julle. Ek maak julle heilig, sodat julle my heerlikheid kan dra na hierdie stad, hierdie provinsie
in hierdie land. En ek rig onder julle voorbidders op en aanbidders op. Seuns en dogters op. Wat sal verklaar wat my hart en wil is vir hierdie land. Julle sal 'n kerk wees wat opstaan en nie terugval nie. Julle sal die poorte van die hel oorwin. En Vader, help ons. Help my om myself as 'n soldaat in die leer te sien. We are part of the army of God. En ek wil net hê daar waar jy staan, maak saam met hierdie verklaring. I am part of the army of God. Here I am, Lord. Send me. Amen. Dankie, Pastor David.